Maar tog is hy goed. Amen. Tog het hy gesê, ons kan met dankbaarheid ons versoeke aan hom bekend maak. En ons dank die Here vanmôre dat ons na hom toe kan kom. Hy is nie 'n God van ver nie, hy is 'n God van naby. En ek weet dat die Here vanmôre elkeen se versigtiging gehoor. Elkeen se versoek. Maar op sy tyd en op sy geleentheid sal hy werk soos wat hy wil. En die antwoord lyk nie altyd soos wat jy dink dit moet wees nie. Soms lyk die antwoord heeltemal anders. Ons dink ons weet wat is goed vir ons. Ja, ek het vir jare gedink, ek weet wat is goed vir my, en ek kan vir julle sê waar dit my uitgebring het. Die Here sien ver vooruit, my broers en susters. Dit is wat hy het bokant ons. Ons sien net die hier en die nou. Jy's bekommerd oor hierdie maand se rekening. Die Here het al klaar gedink oor jou volgende 10 jaar se rekening. Jy's bekommerd oor wat nou hier in jou lewe gebeur. Die Here is klaar ver vooruit. So, die beste wat ons kan doen is om te sê, Here, in die hande gee ek my lewe oor. Doen dit wat jy weet die beste is. Wanneer jy jouself verloor, sal jy sien, dan is jy eintlik gevind. Wanneer jy oorgee, is die beste plek om te wees. Mag die Here ingryp in elkeen se lewe. En mag jy binnekort die resultate sien van die opregtheid van jou hart. Here, ek kan nie, maar U kan. Amen. My beplanning is om nie lang besig te hou vanmôre nie. Ek sien die tyd het reeds ver gevorder. En nou sê ek weet, dis my beplanning. Ek wil vanmôre U net bietjie bemoedig. Ek het vir jou al in die week gesê, ek wil vanmôre na U toe kom. Terwyl my broer klaar gesê het, daar is soveel onstuimigheid in soveel in sy lewe. Miskien nie in joune nie, maar ons wat met baie mense praat, ons weet daar is baie in wie se lewe dit onstuimig gaan. En as dit goed gaan met jou, miskien moet jy die geleentheid gebruik terwyl dit goed gaan met jou, om uit te reik na die wat dit so nodig het. Ek het in my eie lewe ook gesien, wanneer ek baie keer deur 'n moeilike tyd in my lewe gaan, die beste medisyne is, gaan na ander toe. Reik uit na ander toe. Raak sommer betrokke by 'n hulpskema as jy moet, of gaan na iemand toe in wie se lewe dit swaar gaan. Dit is, ek voel gestig daardeur, dan besef ek eintlik hoe goed God vir my is. So, kom ons bemoedig mekaar vanmôre met die woorde van Titus 2 vers 13. Weet jy wat sê Titus 2 vers 13? Hy sê, terwyl ons die salige hoop, die salige hoop. My sussie sê net nou, ja, ek glo. Ek sê van, ek hoop. Sy sê, nee, ek glo, ek sê, is dieselfde ding. Hoop is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons glo. Hoop is nie, weet jy wat, hoop is nie 'n kwessie van, wel, ek hoop dit gaan gebeur, of het gaan, God se hoop werk nie so nie. Party mense dink hoop is, wel, miskien nie, miskien, ons hoop maar, nie God se soort hoop nie. As ons praat van die hoop wat ons in God het, dan is dit 'n hoop van, ek weet dit gaan gebeur, I just don't know when, maar my vertroue is in my hoop in God, my hoop in God beskaam nooit. My hoop in mense, dit beskaam ja. Selfs my hoop in myself, ek staan baie keer skaam in my eie hoop, maar my hoop in God is so goed soos geloof, dit is 'n vaste vertroue. Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, maar hier het hy sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus. As ons praat van die hoop en die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, dink jy dis 'n hoop van, wel, ons hoop maar hy kom terug? Of is dit 'n hoop van, ons weet hy kom, ons weet net nie die dag en die uur nie? Dis 'n salige hoop. We know. Ek wil met die paraat net so vir 'n paar oomblikke, en ek dink ons gaan net hier en daar vat, ek weet nie of ons by alles sal uitkom. Broer en suster, weet jy wie is die mees tragiese mense in die lewe? Mense wat, hulle het alle hoop verloor.
Dis die mees tragiese plek om in jou lewe te wees. Mense wat geen hoop het meer vir die toekoms nie. Het jy jouself op 'n tydjie so by so 'n plek gevind, wat jy voel ek is nou by moedverloorse stasie. Ek verstaan. En as getuies wat kan getuig, ek verstaan. Wat ek net alles vol neerlê. Sê I'm done. Ek is klaar. Ek is klaar met die kerk, ek is klaar met mense, ek is klaar met myself, ek is klaar met die huwelik, ek is net, I'm just over it. Daai wat jy voel, ek stap nou in die see en ek kyk nie terug nie. Dis 'n mislike plek om te wees. Maar ek wil jou herinner, wat sê Efesiërs 2? Daar in vers 11. Ons sê die mislikste mense of die mees verlore mense is mense sonder hoop. Efesiërs 2 vers 11. Daar staan daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd, hy praat van toe ons nog in die vlees was, in daardie tyd was ons sonder Christus, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die beloftes, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Daar's baie wat in daai kategorie val. Oral rondom ons. Hulle sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. My liewe vriende, daar is net twee dinge volgens hierdie vers wat vir jou hoop gee vir die dag van môre. Wat vir jou hoop voorsien in 'n baie, baie donker tyd waarin ons leef. Dis God en dis Christus. En ek wil al twee noem, want ons kan baie keer baie eendimensioneel net aan Christus dink en ons vergeet van die Vader. As jy die boek Handelinge lees, daar word baie meer van God gepraat as selfs Jesus of die Heilige Gees. Ek is baie lief vir my Jesus. Ek is baie lief vir die Heilige Gees, maar moenie die Vader vergeet. Ons is sonder God en sonder Christus, dan is jy sonder hoop. Maar as jy God het en jy het Christus, dan het jy hoop. Want ons hoop is in dit. Weet jy broer en suster, hulle het 'n eksperiment gedoen, so tyd gelede. Julle ken mos hierdie Noorwese rotte. Daai goed wat jy daar in die dreine kry, hy groot goeters. Né? Norwegian rats. Hulle het hierdie rotte gevat. Toe het hulle die goed in 'n water bak gesit en hulle het water gesprei van bo af sodat want hulle dryf is op hulle rug as hulle moeg raak. Nou kan hulle nie op hulle rug dryf nie, want die water spuit van bo af ook. Nou swem die goed. Toe die eksperimenteer hulle om te kyk hoe lank swem hulle. En hulle het agtergekom want die oomblik as hulle swem en hulle begin sink, dan haal hulle die rot uit te sit om terug en laat hulle hom vir 48 uur weer herstel tot hulle die eksperimente herhaal. Maar die eerste groep wat hulle insit, hulle agtergekom dat hierdie rotte kan omtrent vir gemiddeld 37 minute swem. En dan as daar nie hulp is hier, dan sink hulle. As hulle nie op 'n manier kan uitklim. 37 minute. Maar weet jy wat kom hulle toe agter? Daardie rotte wat hulle uitgehaal het en vir 2 dae weer laat herstel het. Toe hulle daardie rotte terugsit in die water na 2 dae om weer te swem. Weet jy wat was die resultaat? Toe swem hulle nie vir 37 minute nie. Toe swem hulle vir 32 ure lank.
Wat was die verskil? Die eerste keer het hulle geswem, hulle het geswem sonder hoop. Hulle het gedog, wel, ons gaan nou sink, so ons sink maar daar die rot het agtergekom, hoorie, maar die vorige keer toe ons in hierdie bak was, as ons lang genoeg uithou, gaan daar 'n hand kom om ons uit te haal. En hulle het bly swem vir 32 uur, in die hoop, daar gaan 'n hand ons kom uitdruk. Wat sê dit vir ons, my liewe vriende? Daar is 'n hand, wat altyd daar is. En my hoop is in daardie hand, om my te onderhou, en my uit te red, wanneer ek in die donkerste uur van my lewe is. Ek weet hy's daar, en sy hand is nie te kort om te help nie. Sy oog is nie te ver om te sien nie. Hy is my hoop. En dis in daardie hoop waar ek die krag kry om aan te gaan, om deur te voer, om aan te hou stryd. Al gaan dit ook hoe. Because I know He's always there. I just know it. Jy weet die psalms, en daar is verskillende, almal dink die psalms is deur Dawid geskryf, jy maak 'n groot fout. Daar is verskillende skrywers in die psalms. Asaf het psalms geskryf, en die kinders van Korag het psalms geskryf, Moses het, ek dink 5 psalms geskryf, en natuurlik Dawid ook, so daar is verskillende skrywers. Maar ek dink is Asaf, wat in die psalm geskryf het, daar in Psalm 42 vers 6. En hierdie psalmis was, man, hy was nou vir jou mismoedig. Hy was nou vir jou bekommer. Hy was nou vir jou depressief. Ken julle daai woorde? Nou, hy was daar. Maar kyk wat skryf hy in Psalm 42 vers 6. Ag Martie, ek maak dit vir jou maklik vandag. Ek help jou sommer. Jy sien, daar is altyd ook. Psalm 42 vers 6. Hy sê daar, wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Hy praat met homself, amper soos wat Dawid ook op 'n stadium gedoen het. Want jy sien, baie keer wanneer ons moed verloor, ons kyk terug en sê ons, maar die Here het vir my seker goed gesê. Maar dis nou al 10 jaar terug. En nou het dit nog nie gerealiseer nie. En soos wat die tyd aangaan, begin jy hoop verloor in dit wat jy oorspronklik gedink het, die Here vir jou gesê. Of dit, die belofte wat jy gekry het. En Dawid was in so 'n posisie gewees. En hy het ook op 'n stadium, moes hy met sy eie siel praat. Want kyk, wie ken van speelgoed uit die kot uitgooi? Dawid het geweet om speelgoed uit die kot uit te gooi. En as jy dit lees, dan kom hy ook by 'n punt, wat hy as ware God wil blameer. Here, waar is U? Here, hoor U as ek praat? Sien U my nog raak, het U my vergeet? Is dit gedaan van die beloftes van geslag tot geslag? Here, hoekom ignoreer jy my? Wie ken daai? En Dawid was daar, net soos hierdie psalmis. Siel, wat buig jou neer? En hy begin later met homself praat en sê, what are you busy doing? En Dawid het ook homself gekorrigeer en gesê, waarmee is jy besig? Hy sê, en Dawid se volgende woorde was, Here, ek wil dink aan U dade uit die voortyd. Ek wil dink aan die ou jare. Die oomblik toe Dawid sê, luister hou op om so te dink, ek gaan my gedagtes verander. Ek gaan begin terugdink aan hoe die Here my in die verlede deurgedra, toe ek ook gedink het is verby. En hy begin terugdink oor hoe die Here hom gehelp het om die leeu se bek te verskeer. Hoe die Here hom gehelp het om die beer te verslaan. Hoe die Here hom gehelp het om selfs daai ou Goliat op sy neus te laat kyk, en hy begin terugdink, en dis 'n goeie
stukkie raad, wanneer jy so in moedverloorstasie is, om te begin terugdink aan die vorige kere, waar die Here vir jou deurgekom het. En Dawid het so begin dink, aan al die getuienisse. In die oomblik toe hy dit doen, weet jy wat gebeur in sy gedagtes? Dit verander sy gedagtegange, en dit verander sy meditasie. Eers het hy God geblameer, toe verander hy sy gedagtes. En hy begin dink oor die goeie dade van die Here in die voortyd. En die volgende oomblik toe begin Dawid uitroep, O Here, U weg is in heiligheid. Wie is 'n groot God soos ons God? Toe begin hy God se lof verkondig. Miskien het jy vanoggend hier ingestap en jy was dalk negatief. Dalk het jy baie vrae gehad. Maar wat daarvan as jy jou gedagtegang verander en jy sê, maar God het nog nooit teleurgestel nie, hoekom sal hy nou? God het my nog nooit in die verlede verlaat nie, hoekom sal hy nou? En begin dink oor wie hy is. En begin jou meditasie verander. Want wanneer jou meditasie verander, sal dit ook verander wat uit jou mond uitkom. Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Daar is kere wat ons baie soms kom besoek by julle. Ek het al by besoeke gesê, dan, joh man, ek het nou net, dit 'n bom ontplof. Maar dan stap ek met daai bomontploffing by huise in. Julle sal dit nooit weet nie. Want mag die meditasie van my mond en oordenking van my hart die altyd welwaardig wees. Ek het myself aangeleer om die positiewe te bely. Selfs al hierdie bom nou net geontplof, die reg langs my. Ek het 'n goeie vriend gehad. Dit was vir my een van die mooiste getuienisse gewees. Waar hierdie man het deur die ergste van trauma gegaan, wat nobody knew it. Want hy het nooit vir iemand regtig gesê nie. Nie omdat daar fout is om iets met iemand te deel nie, maar die Here het op sy hart gelê, hierdie is 'n saak tussen my en jou. So vir hom was dit 'n saak tussen hom en God gewees. En hy het daardie saak deurstaan. En eers toe hy deur daardie saak was, toe het hy eendag net op die kansel opgestaan en getuig van dit wat die Here gedoen het. En die mense se monde het opgang, because they never knew what he did, what he went through. Maar hy het in die Here sy sterkte gevind. En eers na die tyd het hy terugverwys gesê, dit is wat God vir my gedoen het. Maar niemand het eers geweet daarvan nie. En hy het altyd bely met sy mond, die Here is goed, die Here is goed, die Here sorg vir my, die Here dra my deur. Niemand het dit geweet nie. Eers na die tyd, toe die Here klaar vir hom deurkom, toe weet die eerste mense van die gemeente, van wat hy deurgegaan het. Want hy het hoop gehad op 'n God, wat hom nie sal teleurstel nie. Wat 'n hoop. Hy het geweet die hand van die Here staan, net soos daai rotte, iemand gaan my kom help, ek sal bly swem, tot iemand my kom help. Die Psalme sê, wat buig jou neer oor my siel? Hoop op God, want ek sal hom nog loof. Hy sê net 'n bietjie verder in Hoofstuk 43 vers 5, dieselfde woorde. Wat buig jy jou neer, o my siel? Wat is jou onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Tussen hakies, hierdie was deur die kinders van Korag geskryf, nie deur Asaf nie. Ek korrigeer myself, dis die kinders van Korag. So liewe vriende, ons sien dat dit was hoop wat hierdie mense deurgaan. Jesus Christus self. Wat het Jesus krag gegee om selfs die kruis te trotseer? Onthou, hy was volkome mens. Moenie dink hy het nie pyn ervaar nie. Moenie dink dat hy ook hier in sy hart moes uitkyk na 'n bebloede kruis en die sonde van die wêreld op hom gewerp sal word. Moenie dink dat dit was maklik nie. Baie mense dink dit is maklik vir hom, hy is Jesus. Nou wees. Maar kyk wat sê Hebreërs 12:2. Wat het deur sy gedagtes gegaan toe hy daai kruis nader? Hebreërs 12 vers 2, hy sê die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde, kyk daar, wat vir die vreugde, wat vir hom voorgehou is, dit wat gaan gebeur, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Hoe het hy die kruis verdra?
Sy aandag was op die vreugde. Moenie te vasgevang raak in die materiële nie, in die vleeslike nie. Want as hy kom, nee, dan wil ek sommer soos 'n vleer, soos 'n veertjie wil ek net op, wil ek net vas hê. Amen. Dis waar ons loop lê, in die ewige lewe, die salige hoop. En dan volgende gaan praat 'n bietjie oor die verskyning van ons Here Jesus Christus, want hy praat ons van die verskyning. Né? So dis die tweede deel van daai salige hoop. Die ewige lewe en sy verskyning. Amen. Amen. Baie dankie broer.